ons gaan jou veilig hou. Die plaas is tussen Paulroos en Senekal. Ons is ver genoeg en naby genoeg. As ons 'n aksieplan wil voer van hier af, is ons binne reikafstand. Ek kom nou net terug waar ons die kruis geplant het vir Brendan teen die paal waar hy so wreed vermoor is. Dankie vir sy ma en meisie wat saam met ons daar kon wees. Ons het spesifiek die monument hier kom oprig 2 jaar later, want dit was sy speelplek en sy gelukkigste plek gewees. Hy is gebore in Delareyville, net hier naby in Grootgordel Sannieshof. So sy broer het gevra dat ons dit hier moet kom oprig. Brendan se ma en sy pa en sy broer praat altyd dat hy die sagteen was, die gentleman was en sy ma se kind was. En sy ma sal sê elke aand voordat sy geslaap het, het Brendan haar eers gebel en gevra of sy okay is en sy moet hom bel as sy hom nodig het. As my kind wat in die huis was, liefdevol, baie liewe kinders, hardwerking, klein hartjie gehad, alles gedoen vir my. Hoekom Brendan Horner en spesifiek sy plaasmoord? Die inspirasie wat elkeen van ons uit Brendan Horner moet vat, is die feit dat hy opgestaan het en teruggeveg het, tot daar niks van hom oor was. Ons is hier om te bly, ons gaan nêrens heen nie en ons sal soos Brendan alles wat ons het, terugveg, om ons plek te verseker in hierdie pragtige land. En ons roep almal op wat liefde en vrede wil nastreef, om saam met ons op te staan, ons plek in te neem en soos Brendan te veg vir dit wat ons is. Deur die veterane wat vandag opgetree het en Brendan Horner opgeneem het as een van hulle, want die parallel tussen die jong seuns wat vegtend gesterf het in die Bosoorlog in Angola, het Brendan vegtend gesterf in die nuwe oorlog teen ons plase. Brendan Horner, word wreed vermoor. Na hy wreed vermoor is, kom die polisie saam met EFF almal neem die dorp Senekal oor. Die ou wat opstaan en sê, ons boere kan nie meer, dat julle net so ons goedkoop uitmoor en ten pale hang nie. Julle wil nie as wat praat, oor wat moet ons praat? Julle is besig om ons op bope dood te maak, duisende dood te maak. En die wat die doodgemaak het, vlug die land uit. Waaroor moet julle met ons praat? Dan gaan, daai ou, gaan hy stap, wag net so 'n bietjie, nie is nie. Dan stap daai ou die selle in en sê, ons wil die ouens sien wat ons seun doodgemaak het. Daai ou het al klaar 10 maande in die tronk uitgedien. Nie een van die 5 ouens is eers gevang nie. Dis al meer as 2 jaar. Wat 'n regverdigheid is daar vir 'n jong seun van 21 en duisende boere wat in stukke gekap is in hierdie land. We really love Trump, conservative, a Christian, very family-based, is very close to the Afrikaner philosophy. Stefanus hoopt op een baan als vrachtwagenchauffeur in zijn nieuwe land. We want freedom, safety, we want a future for our kids. There's close to 2,000 farmers that was brutally murdered from the ANC took over. 528 women and children. Julius Malema challenged the Afrikaners for the next court case and said he will meet them there. And that's where Senekal actually happened. And you know, this October, it will be 5 years later. We know exactly how it happened, how 5 guys organized by the police, and still up to today, there's no justice for Brendan. Over 90% of all the farm murders, it's just nothing happened after that. Ons staan juis hier by die Unie gebou, waar Steve Hofmeyer se liedjie sing van waar hulle verdwaal by die generaal en by die fontein by die Unie gebou. Dis hier waar generaal Hertzog gestaan het vir baie jare. Standbeeld verwyder het met die van Mandela. Ons geskiedenis word stelselmatig herskryf deur die ANC.
met leidelike verzet besig, veral as dit kom by die name van ons dorpe. So ons is vandag in Nylstroom, deur Warmbad gery, en ons gaan nou deur Naboomspruit en Potgietersrus ry op pad Pietersburg toe. Kom ons gebruik ons dorpe se name, dat hulle groot held, Adam Tas, uiteindelik vrygelaat is, sodat die onreg wat teenoor die vrye burgers gedoen was, gestuit kon word. Het hy een groot kreet geskree: ek ben een Afrikaner. En dis waar die Afrikaner sy gestalte gekry het. Sy pa en almal voor hom Europeërs was. En dat hy en die jong pelle wat saam met hom hier was, die eerste generasie was, Europeër, maar gebore in Afrika. Oorwinning was nie net die oggend gewees nie, maar die Skepper het geantwoord op die voortrekkers se roep. En van toe af is die hele uitrol van Bloedrivier een groot wonderwerk. So wat leer ons? In die eerste plek, trek laar en moet jouself nie in klein groepies versprei nie. In die tweede plek, moet nooit sonder jou wapens en beskerming ingaan in die laar van die vyand. In die derde plek, moet nooit onvoorbereid, strategies dom, met passie en entoesiasme instorm in die vyand nie. Hy gaan vir jou seermaak, soos die vlugkommando uit, maar gaan soos Andries Pretoria, berekend, kies sy plek mooi, trek laar, doen alles wat jy kan, asof dit van jou afhang, en bid, omdat jy weet, alles van God afhang. 'n Ware monument van Calvinisme, dit wat die Franse na Suid-Afrika gebring het, en reeds aangesluit het by 'n baie sterk protestantse geloofskring van die Hollanders. Emily Hobhouse, 'n Engelse vrou, wat met haar liefde en deernis ons volk uit die as uit kom help. Sentraal staan die konsentrasiekampe, die verskroeide aarde beleid, in die tyd van die betreinis. Die reg om volk te wees, lê soos nêrens geskryf, soos hier. Hoekom is slagvelde belangrik? Dis 'n klomp klippe en gras. Maar hier en daar loop jy die mooi raak van 'n monument soos hierdie. En dis hoekom ons Brende Honners 'n monument gebou het. Want monumente is nie net van die verlede nie, ons bou ons geskiedenis soos ons gaan. En ons generasie moet aanhou monumente bou, sodat die kinders wat kom ook hierdie kan onthou.